Julle kom ons kom by vandag se preek. Ons is besig met hierdie reeks van Gees vervuld. En soos julle weet en soos ons praat hier hoor, ons praat maar van Pinkster, die Heilige Gees afgekom het op die gelowiges en amazing goed beleef het, is die Heilige Gees nie net 'n ding van 2000 jaar terug nie. Die Heilige Gees het gekom daai tyd en binne die gelowiges kom bly en is nou nog so. Dat Jesus woon in ons en werk deur ons, deur sy Gees. Maar as ons praat oor die Heilige Gees in baie kerke, dan is dit nie Gees vervuld nie. Mense raak bietjie Gees verward. Want as ons praat oor die Heilige Gees, kan baie mense in valse leringe inval, en ander mense word afgeskrik, en ander mense maak dit 'n show, en ander mense het verskillende leringe oor die Heilige Gees. En ons kyk net weer na die hartklop van, wie is die Heilige Gees, wat het Jesus geleer, en hoe moet ek en jy in vandag se tyd saam met die Heilige Gees lewe? En vandag gaan ons praat oor seker een van die belangrikste onderwerpe, en in al my jare van bediening met mense, as dit kom by verhouding met God en die Heilige Gees ook spesifiek, is daar nog altyd een vraag wat heers bo al die ander vrae. Van jong tieners of jong kinders tot baie ouer mense, bejaarde mense, wat al jare padstap saam met die Here, is hierdie die nommer 1 vraag wat meeste mense my vra. En dit gaan oor, en dis vandag se tema, leer ken God se stem. As die Heilige Gees by ons is, dan moet ons hom hoor. Wat is die grootste element en belangrikste element as dit kom in jou huwelik? Net gou 'n belangrike vraag. Nou hierdie vraag is nogal, jy moet hom reg kry. Okay, soos jy hom verkeerd kry, dis dalk hoekom ons dalk sukkel, nee, maar wat is die nommer 1 ding? Maak nie saak wat se kultuur nie. Maak nie saak of jy al 20 jaar getroud is of 1 jaar getroud is. Wat is die belangrikste element in 'n huwelik dat daai huwelik kan seëvier? Nou moenie jou antwoord hardop skree nie, maar ek gaan vir jou gee. Volgens die slim mense, volgens hulle, julle ken mos hulle, volgens hulle, ook al hulle is, maar hulle, kommunikasie, né? As jy kan gesond gesprekke kan hê tussen jou en jou man en vrou, dan gaan jou huwelik dit maak. Maak nie saak waaroor julle praat nie. As julle goed kan praat en deeglik kan praat en mekaar kan vind in gesprekke, dan gaan jou huwelik suksesvol wees. En waaroor die huwelik sukkel, is wanneer kommunikasie ontbreek. En dis meer beklei as kommunikeer. Dit is meer stry as kommunikeer en dis wanneer die wiele afval. In enige verhouding lyk dit so. Selfs binne in jou verhouding met God. As jy bid en jy voel nie God praat met jou nie, of God lei jou, maar jy voel nie, jy werk saam met die Here nie, en daar's nie gesprekke tussen jou en God nie, as jou kommunikasie met God ontbreek, dan gaan daar 'n gaping wees in jou verhouding met hom. En dis waar baie mense vra. En dis waar al hierdie vrae vandaan kom. Maar hoe klink dit wanneer die Here praat? Maar hoe weet ek dit wanneer die Here met my praat? Maar Here, hoe kry ek myself daar waar ek God kan hoor? En dan moet ons eers begin by die begin. Die grootste vraag is dan, hoe weet jy? Jy het dan die Heilige Gees. En voor hy met jou kan praat, moet hy by jou wees. So hoe moet ons hom kry? Want in baie kringe waarna ek rondloop, is dit baie snaaks. Hulle sal dink in vlakke van Christendom, né? Het jy al ooit so gedink oor jouself? Ek is nou 'n jong bekeerling, ek ken nou net die Here vir 'n jaar, so ek is nou vlak 1. Of ek ken nie my Bybel so goed nie, maar ek ken daarom hier 'n paar jaar, so dalk is ek 'n vlak 2. Maar die ouens wat hier by level 50 is, ook al level 50 lyk, hulle het die Heilige Gees. En daai level van Christene, my maat, ek staan terug en my mond hang net oop van, wow, want as hulle praat, of as hulle bid, of as hulle dit doen, dan is die Here daar, en die wonderwerke spoeg en spat net langs daai mense, dis amazing. En dis so vals. Daar is nie 'n level 1 en 'n level 100 en 'n level wat ook al in die Here se oë nie. Hoor wat sê Efesiërs 1, en Paulus skryf vir hierdie gemeente, en hy skryf dit 'n klomp keer in die Bybel, oor die vraag van hoe ontvang ek die Heilige Gees, en hoor wat leer hy. Deur wat Christus gedoen het ook julle die waarheid gehoor. Dis nou, hy het gesterf aan die kruis, opgestaan uit die dood. Dit is die goeie nuus waardeur julle verlos word, sê hy. Op grond van wat Christus gedoen het, is julle, toe julle tot geloof gekom het, tot God se eiendom gemerk deur die Heilige Gees wat God beloof het. Hier sê dit, wanneer jy glo in die Here, wanneer jy jou lewe gee vir die Here, en glo dat Jesus doodgegaan het aan die kruis, en opgestaan het, en dit is net 'n storie van 2000 jaar terug nie, maar dit is jou geloof in hom, wat vandag jou storie verander. Jy vertrou nou op die Here, nie op jouself nie. Jy sit jou absolute vertroue in die Here.
as gevolg van Christus se liefde vir jou. Net daar kom woon God 100% in jou. Jy kry nie 2% van hom, hè? Jy kry nie die Here se arm en nie sy been, hè? Deur sy gees woon God nou in jou, 100%. En hoekom noem ek hierdie? Want van ons twyfel so daarin. Van ons, of ons nou so leer of nie, of so praat of nie, ons dink in daai levels, né? Maar ek is nog nie vol van die Heilige Gees nie. Askies, so sê jy die dag toe jy geglo het in die Here, jou lewe aan hom toegewy, alles vir hom gegee het, toe sê die Here nee, net 2% vir jou, want jy moet nou eers hierdie ding van jou uitsorteer. Dis die goedheid van die Here, julle. Dat die dag toe jy jouself toewy, dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is nou in my en jou. En as dit jou nie eens bietjie begin opgewonde maak, he, dan sal ek sê daar's 'n krisis. dan sal ek sê daar's fout. Want die oomblik toe Paulus hierdie skryf vir die kerk, hulle het nou onlangs Jesus beleef uit die dood uit opstaan. Hulle het onlangs Jesus sien loop op aarde en wonderwerke verrig. Hulle het onlangs Jesus sien bid en die Heilige Gees was in sy gebed. Hulle het Jesus gevra, leer ons om so te bid. Hulle het so opgewonde geraak en nou kom Paulus en hy sê, julle, hier is die goeie nuus. Die Heilige Gees wat saam met Jesus was, is nou in jou. En toe Paulus daai woorde skryf, was daar hoendervleis oor daai mense. Monde het oopgehang en sê, wat? Regtig? Is dit geniet so? Want dan is daar hoop vir ons. Want dan kan God ons lei en God kan ons help en God kan ons optel en God kan dinge deur ons doen en ons kan hemel op aarde sien en ons kan wonderwerke sien en ons kan God besien beweeg in ons midde. Is dit regtig so? Ja. En God gaan met jou praat. Is een van die voorregte wat ek en jy as gelowiges het omdat die Heilige Gees in ons leef. En dis wat Jesus gesê het in Johannes 16. Toe hy gepraat het oor wanneer die Heilige Gees oor jou gaan kom. En hierso praat hy en hy sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê hy vir sy disippels. Maar julle kan dit nie nou al verwerk nie. Wanneer hy ook al kom, die Heilige Gees van die waarheid, nee, die Parakletos, soos ons laasweek oor gepraat het, sal hy julle wat begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself uit praat nie, maar net sê wat hy hoor. 'n Direkte boodskapper van die Here af in ander woorde. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my ontvang, aan julle sal meedeel. En hier sê Jesus dit duidelik, soos daglig. Die Heilige Gees gaan met jou praat. Hy gaan met jou deel wat hy hoor van die Here af. Hy het 'n boodskap vir jou. Hy gaan jou begelei. Hy gaan met jou wees en met jou praat. Wow! En net daar is daar 1000 vrae in meeste gelowiges. Okay. So die Here praat, hoe hoor ons hom? Dis dan waar daai vraag vandaan kom. Hoe klink dit wanneer die Heilige Gees met my praat? Gaan ek hoendervleis kry? Gaan dit wees soos wanneer die pa kwaai raak in die huis en jy hoor hierdie stem uit die hemel uit en ewe skielik is daar net stilte en almal se oë gefestig? Het jy ooit gewonder of die Here dalk net so met jou kan praat eendag? Of in die wolke net skryf vir jou en jy weet ewe skielik, daar staan die Here, verwag dit van jou? Hoe praat die Heilige Gees? Jy weet, die Here praat binne in ons. En Paulus gee vir ons hierdie antwoord. In 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 11 skryf hy oor die Heilige Gees. En hoor wat leer hy vir my en vir jou. Hy sê, maar ons ken hierdie geheim, dat God het deur sy Gees aan ons bekend gemaak het, want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Die Heilige Gees ken God 100% aan die woorde. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees, né? Maak sin? Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. So hier praat hy. Hy sê jou gees is al een wat daai geheime, jou denke ken. En so kom die Heilige Gees, en wanneer hy een word met jou, gaan hy God se gedagtes met jou gedagtes deel. God gaan praat in jou denke, in jou gedagtes. En hier is die uitdaging, is dat God kan idees vir jou bring, Heilige Gees kan jou ontmoet in die middel van enige plek, en gedagtes in jou gedagtes laat opkom, en jy gaan begin goed aan dink wat God oor dink, en dis die amazing belofte wat Paulus oorskryf, ek en jy kan begin dink aan die dinge van die Here, ons kan dink soos God dink, dis amazing, en so gaan die Heilige Gees jou lei, maar hier is die uitdaging vir my en vir jou.
God is nie alweer met praat in ons gedagtes nie. Né? Jou vrese doen ook. My vrese doen ook. My tekortkominge doen ook. Ander mense se stemme doen ook. My verwagtinge oor wie ek moet wees ook. Ek moet hierdie gaan doen en daai drome gaan jaag. En daarom raak die uitdaging nie, hoor ons die Here of nie. Die uitdaging is, wanneer ek goed hoor in my gedagtes, is dit die Here of nie? Hoe onderskei ek tussen al hierdie goed wat in my gedagtes aan die gang is? Of ek die Here hoor of nie, of dit ek is of nie, of dit net 'n goeie idee is of 'n goddelike idee is. Is dit net ek wat iets gehoor het en nou dink ek dis die Here, of hoe weet ek? Dis die Heilige Gees wat hierdie tipe gedagtes in my denke neersit. Hoe weet ek wat se gedagte om te volg en wat se nie? En vandag kom ek half soos in 'n onderwyser atmosfeer en ek wil vandag nie vir ons preek nie, maar ek wil vandag vir ons leer en herinner oor hier's die belangrike elemente as dit kom by hoor die Here duidelik in jou gedagtes. So, ek wil vandag net praat oor leer ken God se stem. Het ek gesê is die tema, nee, maar hierdie stem is 'n afkorting vir wat ek en jy kan onthou, vier letters, 4 beginsels wat jy in jou lewe en jou gedagtes net altyd moet hou. En as jy hierdie 4 beginsels wat begin met stem, ek het dit mooi duidelik maklik gemaak vir ons almal. As jy dit kan onthou en dit kan toepas in jou gedagtes, in jou lewe, in jou verhouding met God, dan gaan jy kan onderskei, okay, hierdie is die Here of nie. En dit gaan nie vir jou moeilik wees nie. Die Here praat nie aan raaisels nie. Hy wil ons uittart en martel nie. So, okay, kom ons begin. Waarvoor staan die S dan? Die S staan eintlik vir 2 dinge. Stilte en skrif. Baie eenvoudig. Stilte en skrif. Julle, hierdie 2 is so belangrik as dit kom by die Here reg hoor. Jy sien dit in die Ou Testament al. Hoe God selfs vir Joshua opdrag gee. En hy sê vir hom, mediteer oor my wetboek dag en nag, en dan sal jy suksesvol wees in alles wat jy doen. Nou hoor mooi, ek gee nie vir hom hierdie bygelowige ding van, okay, Joshua, gaan nou daar so in 'n kamer, en dan moet jy en dan moet jy oor 'n skrifgie heeltyd dink, en dan gaan jy uitgaan en oorloof hê nie. Dis nie witchcraft nie. God leer hom stilte en skrif, van 'n jong ouderdom af. En hy sê vir hom, wanneer jy stilte gaan bereik, gaan jy begin God hoor. So kom ons praat eers oor stilte. Ons lees baie verse in die Bybel. Psalm 46, vers 11. Lees ons byvoorbeeld net baie bekende gedeelte. Wees stil en weet ek is God. Ons almal wil daai oomblik hê waar ons weet dis die Here. Maar hier kom die psalmskrywer en skryf vir die boodskap van die Here af en hy sê, wees stil en weet. Nou daar's een ding wat ek weet van die mensdom, myself definitief inkluis. Ons sak met stilte, julle. Ons is terrible daarmee. Kom, wie is eerlik? Wie is julle van daai mense, as jy by jou huis instap, dan moet altyd net bietjie 'n geluid wees ten minste by die huis. Altyd 'n liedjie wat speel, of iemand wat grappies maak, en as iets stil begin klink, dan voel iets af. Iets is verkeerd. Iemand's dood. Iets is chaos. Jy kan nie. Wie is van daai mense, jy sê, okay, vandag gaan ek net rustig wees, en jy gaan sit op die bank, en na 2 minute is jy soos, okay, genoeg rustig gewees. Come on, ons sukkel baie keer hiermee. Ons op baie keer oomblikke van stil wees, dan sal ons so geïrriteerd wees en deur 'n midlife crisis gaan, dit voel of jy niks doen met jou lewe nie. En ek moet besiger wees, en ek moet dinge gaan bereik, en ons moet... Moeder Teresa het eendag so vir my gesê, waar ek besef het, was hy nie vir my gesê, maar gesê het, en ek het dit gelees, dit sou cool gewees as hy my gepraat het, maar ek lees die ding wat sy sê, en daai dag besef ek dink ek weet bitter min van stilte. Nou hierdie is 'n tannie wat stilte geken het, julle. En ek dink as ons praat oor stilte, is ek regtig nie voor in die lyn om te praat hieroor. Daar's ouens wat al by stil word uitgekom het. En sy skryf die volgende. En sy sê, jy weet, wanneer ons stil word, moet ons eers die stilte van ons oë bereik. En sy sê, dis 'n maklike een, maak net jou oë toe. Het jy al ooit gewonder hoekom ons oë toe maak as ons bid? Dis nie omdat jy nou nader aan die Here is as jy nou bid en met toe oë nie. Is omdat jy die stilte van jou oë probeer kry. Laat alles wat jy om jou sien, nie jou aandag aftrek, jy weer fokus op die Here. Stilte van die oë. En dan sê, wanneer jy stilte van die oë gekry het, van ons moet dalk begin by die stilte van die mond. Net nie praat nie. Dan gaan sy verder en sy sê, wanneer jy daai stilte bereik het, dan moet jy die stilte van jou denke begin kry. Jy moet begin dink aan niks.
En wanneer jy die stilte van jou gedagtes gevind het, dan sal jy miskien by die stilte van jou hart uitkom. En as jy by die stilte van jou hart uitkom, waar jy vrede ervaar, dan gaan jy miskien eers God se stem hoor. Ja, en toe sy dit sê, toe besef ek se moeilikheid. Want ek probeer die Here hoor, soos wat ek deur McDonald's se drive-thru gaan. As ek langer as 2 minute wag, is daar moeilikheid. As ek bid, en ek hoor nie die Here antwoord nie, en die Here reageer, en dan is daar iets fout met my gebed. As ek bid, en ek sien nie deurbraakie, dan Here, wat dan nou? As ek die Here se raad vra, en ek hoor nie die Here se stem, daai selfde dag iewers met my praat daaroor nie, of ek lees my Bybel, en ek kry nie antwoord nie, dan is daar iets fout. Stilte vat oefening. Net soos wat jy jou spiere moet oefen, om sterk te wees, as jy geestelik sterk wil wees, moet jy stilte beoefen. Want in die stilte van jou hart, gaan jy dalk God hoor, en evalueer dit vir jouself. Hoe is die stilte van jou oë, van jou mond, van jou denke, van jou hart? Hoe gaan dit daar deesdae? Want ons probeer dalk die Here hoor deur die grootste geraas, want 'n lewe skree op ons, en ons vrese skree op ons, en nou wonder ons selfs in dit, en begin ons terugskree, Here, maar waar is hy? Raak stil, wees stil en weet, hy is God. Stilte, beoefen dit. Dis hoekom ons dit stilte tyd noem, tussen die Christenkringe. Dis nie gebedstyd nie, dis nie praattyd nie, dis nie Bybelleestyd nie, dis nie Bybelstudietyd nie, dis stilte tyd. Raak stil. Jesus het selfs gesê in Matteus 6, toe ons leer om te bid en tyd saam met die Here te spandeer, hier is sy wenk. Hy sê, gaan na die stilste vertrek in die huis, waar net jy en die Here bymekaar is. Stil. Wanneer laas was jy so op jou eie? Wanneer laas was jy weg van alles en almal? Niemand jou geplan nie, en jy het dalk op by spasie gekom, wat jy dalk net ken op vakansies, waar jy vergeet van alle verantwoordelikheid, en alle dinge wat jy nog moet gaan doen vandag, en alle goeders wat uitgesorteer moet wees, en alle probleme waar jy ontsnap van hierdie wêreld vir 'n oomblik, en is net jy en jou hemelse Vader. En jy stil. Jesus het gedoen wat hy kon doen, as gevolg van die stilte wat hy bekom het. Die wonderwerk het gevloei van die stilte af. Hoe hy God gehoor het gekom van die stilte af. So stap nommer 1 van God se stem, is word stil. En dis hoekom ek mal is oor Sondag ook. Hier is 'n spasie waar ons almal saamkom, ontsnap van die hele wêreld af, en stil word. En net absoluut fokus op Here. Want niks ons aandag aftrek. Want sê, Here, ons is hier vir U. Dis kerk, dis wat ons doen hierso. So stilte is so belangrik. En die mooi ding van stil word, is jy kan enige plek stil word. Ek ken mense wat, ek weet nie hoe hulle doen nie, maar 'n pastoor wat vir oor die 10 jaar, elke liewe oggend van sy lewe, by 'n Burger King stil geraak het. Hy het in 'n booth ingegaan, waar niks en niemand hom geplaai het nie, vrou sou van koffie gebring het, en daar sal hy met die Here gepraat het. Ek ken 'n besigheidsman, wat in sy bakkie, elke keer voor hy gaan werk toe gaan, stop hy voor die werk, klomp minute voor die tyd, en word stil binne sy bakkie. Jy kan enige plek stil word. Op jou stoep, terwyl jy uitkyk. Wanneer jy in die middel van die dag 'n lunchbreak het, jy kan selfs in die badkamer, en ek weet regtig van mans en vrouens, wat al gesê het, maar alwaar ek kan stil raak is in die badkamer, want dan wil niemand my pla nie. Doen wat jy moet doen, om my plek van stilte te ontdek. Want sonder dit gaan ons nie die Here hoor nie. En dan die skrif. Julle, die skrif is so belangrik. 1 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Hoor wat skryf Paulus aan Timoteus. Hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer. Nou, ons kan lank praat, maar daai God ingespireer, dis die werke van die Heilige Gees. Die hele skrif is deur God geïnspireer, en is nuttig om ons te onderrig. Hoor wat doen die Bybel. Dis nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons reg te wys, om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toerus vir elke goeie ding wat hy wil hulle moet doen. Van ons ken nie God se wil nie, want ons ken nie sy skrif nie. Die Bybel staan bekend as die woord van die Here. Hy praat deur sy Bybel. Wat van voor jy begin in jou stilte tyd ingaan, en nou net 'n direkte kommunikasie van God al wil hoor, en sê, hier is wat jy moet doen. Maak jou Bybel oop in die evangelie, en leer net wat Jesus gesê het oor lewe. Lees dit. Onthou dit. Dalk soos Joshua, mediteer daaroor.
Skryf dit neer, sit dit in jou sak, kyk elke kort nou en dan na die Bybelversies. En julle die studies wat al gevind is oor hierdie, is amazing. Die Barna groep onder andere het studies al gedoen oor mense wat Bybel lees. En ek praat nie van level 50 Christene nie, julle. Ek praat van mense wat net opreg die Here soek en 'n dieper verhouding met hom wil hê. En dan begin hierdie ouens Bybel lees. En raai wat? Die studies wys vir die eerste 4 dae, as jy Bybel lees, die eerste 4 dae is daar eintlik geen effek nie. Maar na die 4de dag, julle, is dit ongelooflik wat gebeur. Sonder uitsondering is daar hierdie skuif binne in 'n mens, in jou gedagte wêreld, wat so amazing is. Die ouens praat daaroor dat gewoontes, ouens wat verslaaf is aan pornografie, as hulle vir 5 dae aan een Bybel lees, dan het hulle daai gewoonte gelos. Mense wat sukkel om te praat oor hulle geloof, omdat hulle vir 4 dae aan een Bybel lees, het hulle soveel vrymoedigheid om hulle geloof te deel met ander mense, wat daai mense se lewens weer verander. Net 4 dae Bybel lees. Net 4 dae, die skrif. En die studies word so gemeet dat dit na 7 dae letterlik as 'n fisiese, dit verander jou golfbane, jou bane op jou brein. Hulle tel dit op met 'n scan. Julle praat van jou gedagtes vernuwe. Ek dink ons leef in 'n tyd waar ons te min van die skrif het. Wat as God se wysheid wat jy nodig het in jou Bybel lê? Wat as God met jou wil praat, maar die antwoord lê in die skrif langs jou bed, daar in daai Bybel? Wat as hom net begin optel en konstant lees asof God deur hom praat? Deur al die jare kon die Bybel nie vernietig geword het nie, vir 'n rede, julle. Lees hom, ontmoet die Here deur dit, en alles wat Paulus oorskryf gaan waar word. Maar dis die S, die stilte en die skrif. As jy daai twee doen, is jy sterk op pad om die Here suiwer te hoor in jou gedagtes. Maar dan kom ons by die T. En hier is 'n lekker ene. Ek noem dit trek oor tyd. So tyd of trek, maar vat sommer al twee. Trek oor tyd. Iets wat jy gaan beleef. Wanneer die Here met jou praat, is dat die Here begin jou wil verander. En soos Paulus gesê het oor gedagtewêreld, gaan jy begin al hoe meer dink soos God wil hê jy moet dink. En hy, hoor mooi, God gaan jou wil verander om in lyn te kom met sy wil oor tyd. En dis hoe hy praat. En hier is ons nogal ons krisis. Jy weet, as ons van die Here af wil hoor, soos ek nou genoem het, wil ons dit onmiddellik hoor. Maar iets wat ons moet besef, is die Here trek ons deur tyd. Hy verander ons wil deur tyd. En hierdie beleef ek so baie. Byvoorbeeld, die dag, mense het my al gevra, maar hoe het julle geweet die dag toe julle hierdie kerk moes kom begin het hierso in Nelspruit? Dan giggel ek so, want mense wil 'n dag hoor. 'n oomblik hoor waar die hemel oopgemaak het en gesê het, Mornay, Stefanie, trek Nelspruit toe. Nee, Here, ek wil in die wildtuin wees, nie buite die wildtuin nie. Nee, jy weet, almal soek daai oomblik. Dit was 'n 8 jaar seisoen van waar God ons getrek het, 'n 8 jaar periode, waar God goed wakker gemaak het en begin vorm het en al hoe meer laat dink het en al hoe meer getrek het. En eventueel, na 8 jaar is ons daar. En van ons is nie bereid om oor 'n lang tyd getrek te word deur die Here nie. Ons wil nou. En die Here sê, net nou. Nou. Kom ons praat eers oor ander goedjies. En stadig maar seker is daai ding. Ek onthou jare terug. Dit nadat ek bekering gekom het, toe wou ek net radikale dinge doen vir die Here. En dis 'n mooi ding. Moet nooit die eienskap verloor, die van julle wat nou lank die Here dien nie. Maar op daai stadium, toe doen ons 'n uitreik het ons kerk het na so 'n plek net so buite Alberton, 'n plakkerskamp. En daar was 'n klomp blanke mense wat swaar gekry het en my hart trek net na hierdie plek toe. En ek is so, ek moet hier kom bly en dan kan ek elke dag hierdie mense help en net goed regmaak wat stikkend is en hulle het nie gordyne nie maar as ek hier bly gaan ons dinge uitgefigure kan kry. En dit is so 'n ding hier binne in my hart breek vir hierdie mense. Ek is reg om my tas te pak en te gaan. Dis goedkoop verblyf, so ek sal alright wees. En ek praat toe met my pastoor wat 'n mentor vir my is. En ek sê vir hom, hier's wat ek beleef. Dink jy ek moet gaan? My tas is al gepak. En hy sê, Mornay, ek gaan nie vir jou sê ja of nee nie. Dit klink soos 'n goeie idee, maar maak seker is 'n goddelike idee, sê hy vir my. Want 'n goeie ding hou net so lank, 'n goddelike ding hou regtig soos dit moet.
En ek sê, okay, hoe doen ek dit? Hy sê, gee dit tyd. Vat 'n hele maand, voor jy besluit neem, vat net 'n maand, en kyk of daai ding bly. Kyk of hy trek bly. En as die trek verdwyn, nie die Here nie. As die trek bly, dan weet jy is die Here. En raai wat? Die trek het nie gebly nie. Dit was net 'n goeie idee. En baie van ons moet tyd gee vir die Here. Sê, Here, kom werk in my oor 'n periode. Here, kom verander my wil oor 'n tipe periode. Dis 'n begeleiding. Onthou jy Johannes 16, toe Jesus sê die Heilige Gees gaan kom en jou begelei in dinge. Dis 'n een tree stap op 'n slag. Stadig maar seker. Stadig maar seker. Stadig maar seker oor tyd heen. Hy begelei jou tot jy by die absolute waarheid uitkom. Filippense 2 skryf Paulus dit so mooi. En hy sê, dis mos God, wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hê. Hoe mooi is dit? Dis God wat jou wil van, dis God wat jou sal trek, sodat jy in lyn is met sy wil. Gee dit tyd, in ander woorde. En ek sê dit, want dalk is 'n paar van ons in 'n seisoen, waar jy het regtig nodig om van die Here te hoor. Want jy is bietjie verward, jy is bietjie onseker, jy is bietjie te mekaar, jy is bietjie deurseer, jy is daar bietjie drama in jou wêreld op die oomblik, jy het regtig bietjie wysheid nodig. En hier is die antwoord, dalk is God besig om jou stadig maar seker te trek. En jou verwagting is 'n absolute antwoord, maar jy voel stadig maar seker, God help jou in 'n lyn. Gee tyd vir die Here om jou wil te verander. Soos die tweede ding. Dit is die stilte, die skrif, die trek oor tyd, en dan kom ons by die en die is self 'n Griekse woord, wat staan vir ekklesia. Nou ekklesia is net 'n mooi woord wat jy in die Bybel sal lees, wat eintlik net die woord kerk is in ons wêreld. Dis eintlik die woord in die Bybel, Nuwe Testament, vir kerk, ekklesia, waar gelowiges bymekaar kom, en die Here begin werk deur sy kerk, die Here begin mekaar bemoedig, die Here praat deur mekaar, die Here help mekaar, die Here tel mekaar op, verdra mekaar, en daar's liefde, en daar's versorging, en daar's allerlei prentjies wat jy lees in die Bybel, oor hierdie ekklesia. Handelinge 2 kerk, dis ekklesia kerk. Mense wat saam leef, mense wat nie net, ag ja, ons as jy's 'n Christen, ek's 'n Christen, man, ek bid nou en dan vir jou sterkte. Dis mense wat ernstig is oor om lewe saam te doen in die wil van die Here. Ekklesia. En hierdie woord is 'n massiewe een. Want julle God se Gees werk deur sy kerk. Werk deur sy ekklesia. Hy bou kerk, hy bou familie, hy bou mense. En hier's ons uitdaging vir alles Afrikaners, sal ek dit reguit sê. Ons wil nie God beleef deur ekklesia nie. Ek sal dit sê. Jy kan my stry. Maar ons hou van die isoleerde, ek en die Here, stilte tyd gesprekke saam met God, en daar vertel die Here vir my alles, en daar beweeg ek. Hoor gou hoekom hierdie belangrik is. En hierdie is weer eens iets wat so min mense nie reg kry in hulle verhouding met God nie. Wanneer jy iets hoor van die Here af, is dit beautiful, Here. Die Here sal op jou manier praat, sodat jy hom hoor. Maar soos ek nou gesê het, ons gedagtes is belemmerd ook. Die hart is bedrieglik, sê die Bybel. Daar is min mense en min oomblikke in mense se lewens, waar hulle die Here hoor, en dit is absoluut suiwer net die Here se stem. Hoor wat ek sê? Party mense loop rond, en hulle sal met soveel vrymoedigheid sê, die Here sê so. Ander mense sal so rondloop, en selfs die stem van 'n profeet begin aanvat, en sê maar, ek is nou hierdie profeet, en so sê die Here. Ek hoop wanneer jy dit sê, en as iemand dit sê, dat wanneer jy dit sê, en daai posisie inneem, dat jy 100% weet. Want ek was al in baie gesprekke, in baie kringe, en ek myself was al ook daar, waar ek gedink het, hier's wat die Here sê, waar ek oortuig was, so sê die Here, en ek sou dit vir iemand self gesê het, en dit was nie so nie, en goed het nie so uitgespeel nie. Ek het al heel in kringe gestaan waar mense in die teenwoordigheid van die Here was, en hulle so oorweldig deur sy goedheid en die atmosfeer van die Here, wat so amazing is, en in daai oomblik net daar, dan sou iemand roep en sê, luister, die Here sê, in hierdie jaar gaan jy en jou vrou, gaan julle swanger word, en julle gaan 'n kind in hierdie aarde bring, en Here gaan julle bless, want hy sien julle struikel, en sien julle seer, en ek ken daai mense.
Hulle wil al vir jare swanger word. En dit klink so amazing. En daai mense stap met opwinding rond. Tot daai jaar verby is. En ons nie 'n kind nie. Wat doen daai mense dan? Ons kan nie rondloop asof ons absoluut hoor van God af nie. En dis hoekom Ekklesia so belangrik is, julle. God werk deur sy kerk. Die Bybel skryf dit so en sê, die gees wat in jou is dieselfde gees wat in iemand anders is. En as jy lief is vir die Here, en jy voel iets, die Here trek jou en praat met jou in 'n sekere area, hardloop dit verby in die Ekklesia, en die mense wie se verhouding met God jy vertrou. En sê, sal jy saam met my bid vir hieroor? Sal jy net langs my inkom vir 'n tyd lank, en hier's waaroor ons stoei, en hier's waarvoor ons die Here verwag, en voel net saam met ons. Hoor net saam met ons. En wanneer jy dit doen, dan gaan die Heilige Gees in eenheid praat. En wat ook al hy met hulle deel, sal hy ook met jou deel. En wat ook al in jou lewe gebeur, sal hulle kan beamoen, as dit die Here se wil is. En so kan jy sekerheid kry. Nou julle, ons hou van die Moses prentjie, nie van daai prentjie nie. Ons hou nie van die liggaam prentjie, die kerk prentjie, die Ekklesia prentjie, ons hou van die Moses prentjie. Weet jy wat die Moses prentjie? Die Moses prentjie is, ons gaan op in die berg, en dan kom die wolk oor die berg, en Moses is daar, en hy sien die Here voor hom verby beweeg, en hy kry die 10 gebooie, en hy stap by die berg af, en hy sê, hier sal julle, so sê die Here, en hier is wat die Here verwag. Ons like daai. Want joh, dit voel so goed. En joh, ek het absoluut van die Here afgehoor, en joh, ons het absolute sekerheid. So dink ons. Moses was selfs onseker toe hy van daai berg afgekom het. Hy het so kwaad geraak, hy het in sonde gekom. Eerste ding wat hy gedoen, hy het so kwaad geraak dat hy 10 gebooie gebreek. Hy moes weer opgaan. En om verskoning gaan vra. Sorry Here. Moses kom by 'n brandende bos uit en die bos brand uit en God self praat met hom. Moses oomblik, wow. En Moses stap af weg en sê nee Here, dit kan nie ek wees. Hier verkeerde ou beet, verkeerde adres, sorry. Ons dink as die Here so direk met ons praat, gaan ons 'n absolute sekerheid hê. Jy verwar jouself. Dis 'n valse verwagting. Hoe ons sekerheid kan kry is die beste manier wat die Heilige Gees kon doen, dis sy kerk. Want as daar 2 of 3 mense langs jou instaan en sê, joh, dit wat jy voel ek van die Here saam met jou. Ek het gebid hieroor, joh, en ek weet nie of dit iets vir jou beteken nie, maar hier's wat op my hart is. Nie so sê die Here nie. Ek voel die Here lei my in een of ander area. Ek weet nie hoeveel waarheid in is nie, maar ek dink daar's iets hier. Joh. En 2, 3 mense langs sit, weet jy met wat se sekerheid loop jy dan? Baie meer as wat Moses gehad het, dit kan ek jou beloof. En dis hoe God praat deur sy kerk, julle. En dis wat 1 Korintiërs 3 vers 16 vir ons sê, waar Paulus weer eens praat en hy sê, besef julle dan nie, dat julle almal saam die tempel van God uitmaak, en dat die Gees van God in julle as sy tempel woon nie. Nou luister gou net mooi. Hy sê nie, jy is die tempel van God nie. Hy sê, ons almal saam is die tempel van God. Jy is net 'n baksteen in die tempel, okay? Nie die baksteen nie. Ons is saam, die Ekklesia waardeur God werk, sy tempel. Net gou 'n eerlike vraag aan my en jou. Wanneer jy probeer ondersoek, wat is die wil van die Here? Wie bel jy? Wie vra jy? Bid saam met my. Met wie het jy 'n gesprek, waar jy nie kla nie, en nie kerm nie, en nie mense se shame soek nie, nie mense se simpatie en empatie net soek nie, mense wat jy inroep as geestelike reëse langs jou en sê ek het die Ekklesia nodig, sal jy saam met my asseblief? Wie is daai mense? Want sonder dit gaan ons sukkel om die stem van die Here te hoor. Ons kan nie net absoluut hoor wat ons hoor nie. Ons het emosies, ons het raamwerke, ons het agtergrond, ons het seer, ons het allerlei goeters wat hier die stem van die Here kan belemmer. En daarom is die Ekklesia belangrik. En dan kom ons by die laaste ene. So dit is die stilte in die skrif, dis die trek oor tyd, dis die Ekklesia en die laaste een staan vir missie. Die missie van die Here. God trek jou, hoe meer jy maar sy stem luister, trek hy jou in sy wêreld in. Hoor gemooi. God se wêreld is die geestelike wêreld, julle. En die geestelike wêreld is alles. Die geestelike wêreld is die kragtige wêreld waarin ons leef. En is 'n moeilike ding baie keer om te sien, want ons is so fisies georiënteerd. Ons dink aan rekeninge, en ons dink aan klere, en ons dink aan plase, en ons dink aan oeste, en ons dink aan salarisse, en ons dink aan sport, en ons dink aan al hierdie fisiese dinge heeldag lank. God dink nie aan die fisiese heeldag lank nie. Want hy weet, die fisiese wêreld is onderdanig
aan die geestelike wêreld. Daar's 'n ander realiteit aan die gang. En Paulus het so op die nippertjie geraak hier op het toe hy gesê het, dat Efesiërs 6 vers 12, waar hy sê, want ons stryd is nie teen mense nie, nie teen die fisiese nie, maar teen die bose regeerders en maghebbers, teen die geestelike heerskappy in hierdie donker wêreld teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. Hier kom Paulus en hy herinner die kerk van Efese. Hy sê julle struikelblokke en al die goed wat julle beleef en wil weg hê, is nie fisiese uitdagings nie. Dit is goed wat fisies is as gevolg van die geestelike implikasie van dinge. En toe Jesus gekom het, toe leer hy hierdie vir sy disippels. En hy sê, julle wag vir 'n koning wat julle land beter gaan regeer, want julle dink, as daar 'n fisiese koning bietjie beter heers, dan gaan dit goed gaan met die siel van die mens. Hy sê, jy's verward. Selfs na Jesus se opstanding, vra sy disippels om weer die vraag. Julle, maar wanneer gaan u nou kom heers en die basis die president wees, die koning wees? Wanneer gebeur dit nou? En Jesus antwoord weer in die geestelike manier. Hy het hulle so geïrriteer met daai antwoorde. En hulle was net so, julle kan ons net praktiese goed kry, kan ons net die fisiese goed uitsorteer. En Jesus oor leer sy disippels, julle moet die krag besef van die geestelike. En hier is wat God met my en jou gaan praat. Hy gaan altyd oor die geestelike praat. Altyd. Here, ek sukkel met hierdie ding, vat dit weg. Kom, spandeer eens gou 'n bietjie tyd met my en ons kry hierdie stilte ding eers onder die knie. Want die Here weet, as jy nie stilte gaan bemeester nie, dan gaan daar 'n seisoen oor 5 jaar kom, wat jy nog nie sien nie. Waar jy so oorweldig gaan wees, waar niks om jou stabiel is nie, en alles word geskit en geruk. Al waar jou vrede, al waar jou menswees vandaan gekom, is die stilte, die geestelike. Here, my somme klop nie. OK, trek dit in. God praat oor sy wêreld en sê, kom ons praat oor finansies. Julle, God het nie 'n probleem met finansies nie. Glad nie. Hy is nie geïntimideer deur geld nie. Hy is ook nie bang om mense te seën daarmee nie. Maar wat hy wel verwag is, kom ons sit die geestelike beginsels van geld in plek, sodat dit uitvloei soos dit moet in die fisiese. Verhoudings? Here, ek is so lief vir hierdie man, hierdie vrou. Dankie Here dat U ons gestuur het en by mekaar uitgebring het. OK, maar kom ons praat net oor die geestelike. Hoe bestuur ons nou hierdie verhouding? Wat se reg en verkeerd gaan jy toelaat in hierdie verhouding? Gaan jy jou beginsels leef van wanneer jy intrek? Van hoe jy seksueel aktief is of nie? Waar gaan jy die grense trek? Want dit help nie, ek stuur die regte persoon, maar jy voed hulle op nie. Die geestelike. Dit oorheers die fisiese. En Jesus weet, as ons die geestelike kan regkry, en as ons in lyn met hom daar kom, en hy trek ons al hoe meer in sy wêreld in, dan gaan die fisiese sy plek vind. En jy sal hê wat jy moet hê. En dinge sal in plek wees. En daar sal orde in jou lewe wees. En jy sal in God se wil funksioneer. En jy sal sy stem hoor wanneer jy moet. En jy gaan weet wat God van jou verwag, maar jy moet die missie van God dra in jou hart hier. Nie jou opinie nie. Nie 'n prediker se opinie nie. God se opinie. God se missie, die koninkryk van God. En Jesus het so hard en duidelik gepreek aan die mense. Hy sê, soek allereerste die koninkryk van God en dit wat voor hom reg is. En dan sal die res vir jou gegee word. Die geestelike oorheers die fisiese. Is jy in lyn met God se missie? Ek dink net. Ek dink die Heilige Gees sukkel om dalk met van ons gesprekke te hê. Want al wat ons wil hoor is die fisiese. Al wat ons wil hoor is ons wil. Al wat ons wil hoor is hierdie probleem se oplossing. Al wat ons wil hoor is die missie wat jy het vir jou eie lewe. En jy is doof vir wat God wil sê. Want jou hart is nie gerig op hom, jou hart is gerig op jou. Jou dryf is nie sy koninkryk nie, is jou gemak. Jou dryf is die fisiese, nie die geestelike nie. En Jesus dop hierdie ding so groot op. Hy sê hoe jy mense hanteer het 'n effek op die geestelike en dan die fisiese. As jy mense kan help en jy help nie, dit het 'n effek. Dit impakteer alles in hierdie lewe.
hoe jy bid. Bid jy net vir die fisiese? Of bid jy vir die missie van die Here, God se wil om te geskied? En hoekom ek sê, Heilige Gees sukkel om gesprek met ons te hê? Het jy al 2 mense langs mekaar gesien, wat geen belangstelling, gemeenskaplike belangstellings het nie? En jy sit er langs mekaar en sê, lekker kuier. Het jy ooit daai gesprek beleef al? Ja, hoe gaan dit? Ja man, ja, lekker, hè? So, gaan by die werk. Ja, is besig, hè? Besig. Ja, besig by my ook, hè? Ja. Nee, maar is hierdie tyd van die jaar, jy weet mos. Ja, nee, ja. Maar die ekonomie is taai, ja, nee, sukkel. Ja, maar die weer is daarom lekker. Maar jy het 2 mense langs mekaar gesit, wat albei nie hou van die blou bille nie. Yes. Dan praat ons rugby. Dan kan ons gesels. En die mense praat net. En dit voel asof jy 'n vriend het wat jy nog nooit gehad het nie. En ewe skielik wil jy met daai mense kuier en jou hart trek net na hierdie mense toe want julle het 'n gemeenskaplike belangstelling. En so moet dit wees in die koninkryk van God onder sy kinders. Wanneer ons die naam van Jesus noem, woef, trek ons. Wanneer daar 'n opsie is om stil te word, woef, trek ons. Wanneer ons God kan hoor en God se wil kan uitleef, woef, trek ons net aan mekaar toe. En dan is daar belangstelling tussen ons en God, gemeenskaplike belangstelling. En ek dink baie van ons sukkel om met die Here te hoor, want ons het ander belangstellings. Ons het ander motiewe. En die Here kan nie met jou praat nie, want jy is nie bereid om dit te hoor nie. Jy wil net hoor wat jy wil hoor. En ons vat hierdie goed skrif toe, julle. Ek kan lank hieroor praat. Ons vat hierdie goed selfs Bybel toe. Ons sal versies uit die Bybel uithaal, uit konteks uit, en dit plak op ons deur in ons harte en sê, maar dis die Here se wil. Byvoorbeeld Jeremia 29 vers 11, ken jy daai vers? Beautiful vers. Weet, God beplan vir ons voorspoed, nie teëspoed nie. Ja, amen, broer, preek hom. Gaan daai gaan post op Facebook. Wag net gou voor jy doen. Jy weet hoe God dit gesê het, toe vat dit nog 70 jaar voor hy voorspoed gekom het. Is jy bereid om 70 jaar te wag? Nee broer, nie daai post nie. Nee, wow, waarvan praat jy? Dit het 70 jaar gevat voor daai mense in lyn met God se missie gekom het en hulle was bereid om te hoor wat hulle moes hoor. Here sê wat jy wil vir my lewe en ek sal enigiets vir jou doen. Ons bid daai gebed maklik. En die Here sê baie keer vir die disippels toe hulle dit gevra het, jy's nog nie reg om te hoor nie. Toe Paulus tot bekering gekom het, toe moes God eers 'n pad van stilte met hom stap, sodat hy eers kan bereid wees om te hoor wat hy moet hoor, want Paulus, jy gaan amazing goed doen in die koninkryk van God. Jy gaan selfs 2/3 van die Nuwe Testament skryf, Paulus. Dat gelowiges vir 2000 jaar na jou lewe, gaan hulle nog die skrif lees en die Heilige Gees in die skrif beleef. Paulus, ek gaan kerke deur jou stig, ek gaan eklesia, die woord eklesia, dis jou hoofdoel, Paulus. Jy gaan in die wêreld ingaan en die evangelie uitvat. Paulus, jy gaan amazing goed doen. Paulus het gevoel het, "Dis lekker man. Ja. Kom ons gaan, Here." Paulus, maar ek moet ook vir jou sê, jy gaan baie ly. Paulus, jy gaan in tronke beland. Paulus, net soos jy briewe sal skryf, gaan ander mense wees wat ook briewe skryf, maar dit gaan 'n brief wees vir jou doodstraf. Daar gaan mense wees wat jou vervolg, Paulus, jy gaan honger wees en jy gaan dors wees en daar gaan seisoene kom wat so rof is, omdat jy my wil uitleef. Jo, dit Paulus 'n rukkie is gevat om daai te kon hoor. En net voor ek en jy uitdaag en sê, ja, enigiets vir die Here se missie. Is jy regtig bereid om te hoor wat jy moet hoor? Is jy regtig bereid om te sê, ja Here, dis reg, ek sal dinge bestuur soos U wil? Geen verskonings. Ja Here. Jo, julle, en wanneer ons in lyn kom met die missie, en die stem, die 4 afkortings, is in plek, dan hoor jy die Here. Dan kan jy die stem van die Heilige Gees volg. Dan is dit 'n amazing oomblikke, waar jy kan weet waar jou lewe is, goed of sleg, jy weet wat die Here van jou verwag. Daar's duidelikheid tussen jou en God, oor wat hy sê, en daar's nie ontbreking in jou kommunikasie nie.
En daarom is die beste prentjie as dit kom by hoe om die Here te hoor, is dit hierdie woorde eintlik wat ek jare terug gehoor het. Waar jy weet mos tipies sê hulle vir die pastoor, hey, as jy net vir my bid, want jy het mos 'n goue lyn na die Here toe. Jy weet, jy praat mos met die Here, jy het hom op speed dial, jy en die Here praat lekker met mekaar. So, sal jy net vir my gaan uitvind wat die Here vir my hierso sê? Ons hoor dit so baie in die kerkwêreld, né? Eendag sê iemand iets so mooi. En hy sê vir my, maar dit gaan nie oor of jy 'n goue lyn na die Here toe het nie. Dit gaan oor het die Here 'n goue lyn na jou toe. Kan hy met jou praat enige tyd en jy hoor hom? En jy is beskikbaar vir hom. Kan hy vir jou enigiets sê en jy sal bereid wees om ja te sê? Kan jy die geestelike in plek kry? Het God 'n goue lyn na jou toe? In die Bybel lees ons hoeveel keer God kyk so op die aarde, né? En hy vra, wie sal ek stuur met my boodskap? In ander woorde, met wie kan ek praat wat ja vir my sal sê? Toe vind hy een ou. Nee man, Here. Regtig een ou. Mag die mense in hierdie kerk nie so gesien word nie. Mag Invloed Kerk altyd 'n plek wees waar ons kan kom en sê, Here, as iemand wil hê, ja, Here. En die beste prentjie wat ons het vir dit is hierdie ou toestel. Die van julle wat jonk is, het nie 'n cooking clue seker wat dit is, maar dis net 'n ou radio. En hierdie radio's het nogal lekker gewerk. Jy het nie soos in die kar net 'n knoppie gedruk en dan gaan hy na die kanaal toe wat jy wil luister, die radiostasie wat jy wil luister, hè. Jy moes hierdie instel. In die frekwensie wat jy moes hoor, en daai knoppie daar moes jy so gedraai het en dan daai rooi lyntjie daar op die radio so op en af gegaan het en dit wys vir wat se frekwensie hy is. En waar ook al die lyn is, moet jy hom gefine-tune het. Jy kon nie naby gewees het, nee. Jy moes presies gewees het. En dan van julle weet, jy kon nie net jou radio enige plek in die huis gesit het en luister, hè. Jy moes plan maak. Want waar die radio gestaan het, was nie genoeg sy nie, want die muur was net te dik of iets. Jy moes 'n kabeltjie vasmaak in daai aerial en dan moes jy 'n kabeltjie buite die muur gaan plak het by die venster of iewerste waar die sein geloop het sodat jy net lekker klank gehad het. En waag jou seël as die kinders verby daai radio geloop het terwyl die nuus gespeel het. Want as jy verbygeloop het, dan het die sein op 'n of ander manier beïnvloed en dan hoor ons nie wat gesê word hè. Dit was 'n mooi instelling gewees. As jy wou hoor wat jy moes hoor. En wanneer dit kom by die Heilige Gees se stem, almal kan hom hoor, almal kan op die frekwensie van God kom. Dit hang af of jy leer om sy stem te hoor. En vandag, hierdie lering wat ek vandag vir ons gee, dis net hoe ons dit doen. Wanneer jy stil word, begin jy daai knoppie fine-tune. Wanneer jy die skrif oopmaak en jy begin dit memoriseer, mediteer oor die woord, begin dit self sê, jy begin hom fine-tune. Wanneer jy God tyd gee, om jou hart te trek na 'n droom toe wat hy vir jou gee. Want dit wat hy verwag, jy gee tyd en jy is geduldig, maar jou aan luister. Dan stel jy hom in, jy kom nader, as jy kles jou het en mense langs jou met dieselfde hart, dan begin jy fine-tune. En wanneer jy ja kan sê vir die Here, vir die geestelike, in sy wêreld, of dit nou sin maak vir jou of nie, dan is jy daar. Dan sal jy hom hoor. So ek weet nie waar jy is vandag, in jou reis van leer God se stem nie. Dalk is jy stil, maar daar is nie genoeg skrif nie. Dalk is daar skrif, maar jy gee nie God genoeg tyd nie. Dalk gee hom die tyd, maar jy sê nie ja vir enigiets wat hy wil hê nie, al maak dit nie 'n sin vir jou nie. Of dalk is jy daar, waar jy nie regte mense langs jou net nie. Al vier is belangrik, die stem van die Here. Kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, ons begeer om U te hoor, Heilige Gees. Hemelse Vader, ons weet Heilige Gees, U is al een wat die Vader se denke ken. En nie vir ons beloof, Here, deur U skrif. En al soveel getuienisse, Here, deur al die jare, dat wanneer U Gees in ons kom woon, het ons toegang tot die Vader se denke. Ons kan dink wat hy dink. Wow! Here, dis ongelooflik. Maar Here, ek bid vir ons vandag, dat ons nie net in die droom en in die uitnodiging sal vashak daarvan nie, maar dat ons onsself sal intentioneel sal fine-tune, Here. Soos hy radio onsself sal instel, al hoe meer, dat ons U kan hoor, Here. Want Here, U het tog gesê, die wat na my luister en doen wat ek vir hulle verwag, hulle is my kinders.
Heilige Gees, ons weet U is in elke persoon wat glo. Is geen twyfel oor dit nie. Ek bid net, Here, daar in ons gedagtewêreld waar U praat. Here, dat U sal heers daar. En soos Romeine 8 skryf, Here, oor hoe dit lyk wanneer iemand gees vervuld is. Dis alles in die gedagtes. Ons dink aan die dinge wat U verheerlik. Ons gedagtes is rein, ons gedagtes is reg. Ons het die skrif van ons, en ons volg U leiding. Ons sê ja vir wat U ja sê, Here. U stem is aan vir ons duidelik. En ek bid vir elke persoon hier, Here, om eerstens daai begeerte weer te kry en te sê, maar ek wil die Here hoor. Ek wil nie daai ou wees wat sit op Sondag en sê, ja, die dominee kan hom hoor, he. Ek bid dit elkeen van ons, die stem van die Here sal hoor en sal begeer om te hoor. En Here, mag daai begeerte so brand hier binne in ons, dat ons kan stil raak, Here. Mag dit so brand hier binne in ons, dat ons die skrif sal optel. Mag dit so brand binne in ons, dat ons, maak nie saak hoe lank, Here, U tyd sal gee om ons te trek, Here. En baie keer sal U praat in seisoene, en U sal een ding hierdie seisoen sê, en nog 'n stukkie later aan, en so begelei U ons oor tyd heen, Here. Nou praat U deur die mense, nou praat U in 'n preek, nou praat U deur die en saam bou U hierdie prentjie, en U lei ons, en ons gee U tyd, Here. Ons is oop vir die begeleiding van die Heilige Gees. Here, en dan die mense langs ons, o Here, help ons. Help ons om my foon op te tel en te bel. Te sê, ek het jou nodig. Bid saam met my. Voel saam met my. Wat sê die Here vir jou oor hierdie saak? Ons Vader, mag ons nie met die Moses prentjie leef nie, maar ons 'n beter prentjie. Dis die kerk prentjie, die eklesia prentjie. Gelowiges wat saamkom. Die liggaam van Christus. Ons is saam die tempel. En Here, dan bid ek net vir ons harte. Dat ons die geestelike bo alles sal sit. Here, dat ons sal ja sê vir U dinge, vir U sake. Hoe ons mense hanteer. Hoe ons gebede bid. Hoe ons sal skryf oor hierdie lewe. Hoe ons sal voel oor ons harte. Here, hoe ons sal praat oor ons toekoms en oor ons land. Hoe ons alles benader, Here, van uitdagings tot oorwinnings. Mag die geestelike dit bepaal, soos in die hemel. Soos in die geestelike, so ook op aarde, die fisiese. Hemelse Vader, help ons, dat ons oë op dinge sal hou, wat ons nie hier op aarde sien nie, op dinge daarbo. Help ons dat ons hierdie kan voel en sien en onderskei, as dit kom by hoe ons alles doen in ons lewens, ons finansies bestuur, ons kinders grootmaak, ons huwelike bestuur, ons verhoudings. Mag U altyd voor oë bly, Here. En mag ons leer, hoe klink die stem van die Here. Want Here, wat ons weet, is dat U lei ons in alles. U sal ons in die volle waarheid lei. Nie net in geestelike aspekte nie, maar U sal ons lei, Here, deur ons seer, deur ons teleurstellings, wat om te maak met die krompaaie in lewe, wat om te maak, Here, in die valleie van hierdie lewe, wat om te maak, Here, wanneer ons soos mens voel en nie soos U kinders nie. U sal ons lei in die volle waarheid. Here, dankie daarvoor, dat U opinie het oor alles, en U opinie is al wat saak maak. En daarom, Here, wil ons U hoor. Dankie, Here, dat U met ons praat. Dankie, Here, dat U ons nie los soos weeskinders nie. Dankie dat U ons nie hanteer soos slawe nie, maar ons is U vriende, U kinders. En U geniet dit, Here, om ons te lei. So ons is hoop, Here. Ons is gewillig. Help ons dat ons fine-tune. En help ons dat ons U gehoorsaam. En daarom bid ons dit, Here, in die naam van Jesus. Saam ons sê saam. Amen en amen.